En ons lees saam uit Hebreërs 11, verse 1 tot 6. Nou ons is eintlik in die aande besig met 'n reeks uit Hebreërs en ons trek nou by hoofstuk 11, maar ek het gevoel in die week, ek wil so graag hierdie boodskap aan die groter groep bring en daarom wil ek graag dan vanoggend met u praat uit Hebreërs 11, vers 1 tot 6. Mag die Here die lees en die oordeenking van sy woord baie ryklik vir ons kom seën in ons lewens en harte. Goed, dit klink vir my, ons het die plek gevind, ons lees saam. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van dit of die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ons lees saam tot daar uit die wonderlike en onfeilbare woord en kom ons verenig in gebed en dan bid ons saam asseblief. Want daar is niemand soos u nie. Die woorde wat ons hier gelees het vanmôre, het my in die week toe ek dit 'n paar maal gelees het, so diep in my hart getref. Waar daar staan dat deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Op geen ander manier het hierdie wêreld ontstaan nie. Want die dinge wat ons sien, het nie ontstaan uit sienlike dinge nie. Daar was nie 'n oerknal en toe daar 'n klomp materie bymekaar gekom en alles het saamgekom en toevallig ontstaan nie. Die wêreld is toeberei deur die woord van God en u wil dit vanmôre glo ek ook op ons harte kom afdruk. Here, baie dankie dat ons deel kan uitmaak van 'n gemeente van die Here. Baie dankie vir ons Here Jesus wat sy lewe vir ons gegee het. Efesiërs 5 sê vir die manne dat ons vroue so lief moet hê soos Christus die gemeente gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Vader, baie dankie vir elke bediening in hierdie gemeente. Dankie vir elke persoon, elke lidmaat wat iewers in 'n bediening betrokke is. Dankie vir die wonderlike manier waarop u ons lei en waarop ons hier u teenwoordigheid kan beleef en kan ervaar. As ek net dink aan die tyd van gebed wat ons nou net in die konsistorie gehad het. Ag Here, ons het so beleef u teenwoordigheid in ons midde. En dis heerlik dat ons so kan saam bid, ook op 'n Sondagoggend daar in die gebedskamer 8 uur, die groep wat daar by mekaar kom om saam te bid. En u het gesê, my huis moet 'n huis van gebed wees. Dankie vir gebedstye elke week. Dankie dat die vrouens op 'n Dinsdagoggend hulle Bybelstudie kan hê, die Silverjeug op 'n Woensdagoggend en die gemeente saam op 'n Woensdagaand ons biduur kan hou. Ons wil bid, Here, dat daardie biduur sal volloop en dat mense na die Here sal kom soek by die biduur. Baie dankie vir ons jong volwassenes, dankie vir ons jeug. Dankie vir ons voorsangbediening. Dankie vir die CVV. Vir elke bediening, die evangelisasiebediening. Ons eer u, Here, vir wat u in ons midde doen en waarmee u besig is. En ag, ons kan maar net 'n tree terug staan, dan verwonder ons oor u en dit wat u doen. Vader, dankie dat ons vanmôre kan bid, baie besonderlik vir elkeen wie se naam
op die gebedslys verskyn het. Nie alleen dit wat ons hier in die kerk vanmôre vertoon het, die mense wat u so nodig het nie, maar elkeen wie se name ook Vrydag op die afkondiginge verskyn het. Ons bid vir hulle. Ons wil vra of u nie in u wonderlike genade, ons weet u dink aan elkeen en u gee vir elkeen om en u weet van elkeen. Ons hoef nie eintlik eers vir u te sê wie siek is en wat hulle mekeer nie, want u weet baie beter as ons. Maar Here, u loop 'n pad en soms moet ons lankmoedig wees en ons moet lydsaamheid hê. Ons moet wag op die Here, ons moet die Here soek en ons weet ook dat u 'n besondere plan met ons elkeen het. 'n Besondere pad wat u met ons elkeen loop. En dan weet ons ook, Here Jesus, dat daar kom 'n dag in ons elkeen se lewe wanneer u bepaal het dat u ons wil kom haal. En ag Here, ons verstaan dit nie altyd nie. Die dood is vir ons so moeilik en ons dink aan hulle wat onlangs ook geliefdes aan die dood afgestaan het, wat treur en wat bedroef is. Dankie dat u die God is wat troos. Dankie dat u die God is wat in beheer is en wat presies weet hoe u met ons elkeen 'n pad wil loop. Maar Here, dit neem nooit ons vrymoedigheid weg om na u toe te kom, want u het vir ons lewe gegee en die lewe is vir ons so kosbaar. En ons kom na u toe en ons bid vir ons boeties en ons sissies wat siek is. En ons vra as dit u wil is en u doen dit, Here, dat u asseblief u hand van genesing wat so kragtig is en wat so wonderlik is en so heerlik is, dat u dit na hulle toe sal uitstrek. Baie dankie dat die woord ons leer, dat daar deur u wonde ook vir ons genesing gekom het, dat u ons krankhede op u geneem het. Ons eer u daarvoor, ons aanbid u daarvoor. Ons bid vir hulle wat verjaar die week, wees met hulle, seën hulle asseblief Vader, en ons bid vir die kerkraadsvergadering Dinsdag aand, sal u daar ook 'n wonderlike gees in ons midde laat heers. Kom nou asseblief, o Heilige Gees, kom praat met ons, bemoei u met ons, en ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Nou ja, die van u wat fyn ore het, sal hoor ek praat bietjie deur my neus vanmôre. Nou dis daai tyd van die jaar, dit is die ou rook, begin so hier oop Pretoria saamdrom in die stof en die droogheid en ek is nou maar van geboorte af het ek so 'n klein bietjie sinusprobleme. So maar ek voel goed, ek voel nie siek nie en ek is opgewonde om die woord van die Here dan met u te deel. Die tema vir môre uit hierdie deel wat ons saam gelees het, die wonder van geloof. En wat 'n wonder is dit nie? Hoeveel keer praat die woord van die Here met ons oor geloof? Ek dink onwillekeurig aan Efesiërs 2 vers 8 en 9. Uit genade is julle gered deur die geloof. En die geloof is nie uit julleself nie. Die wonder van redding is ook nie uit julleself nie. Dis die gawe van God. Dan dink ek aan Romeine 10 waar Paulus skryf: elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Is dit nie wonderlik nie? Elke verlore sondaar, elke mens wat tot 'n besef van sy of haar sonde kom en wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis 'n belofte wat God maak. Hy sê, maar hoe kan hulle hom aanroep as hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor as daar nie iemand is wat preek nie? Dan sê hy, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. Geloof is 'n absolute wondergawe. Nou verlede Sondag aand het ons die boodskap afgesluit met vers 38 en 39 van Hebreërs 10 waar daar staan, maar die regverdige, die kind van God, sal uit die geloof lewe.
En wat 'n avontuur is dit om uit die geloof te lewe. Om te ontdek, ek kan die Here glo. Ek kan hom vertrou. Die pad wat hy met my stap is die volmaakte pad. Dis die beste pad. Daar's niemand wat vir jou lief is soos wat die Here vir jou lief is nie. Daar's niemand wat vir jou omgee soos wat die Here vir jou omgee nie. Weet u van enige iemand wat u so liefhet dat hy vir u sal sterf? Die Here Jesus het vir ons gesterf. So die regverdige sal uit die geloof lewe, en as iemand hom onttrek, het my siel geen behae in hom nie, dan sê hy vir die kinders van die Here in vers 39, maar by ons is daar geen onttrekking tot die verderf nie, maar geloof tot die behoud van die lewe. En dan gaan hy dadelik oor, as hy gesê het, daar's nie vir ons onttrekking tot die verderf nie, maar geloof tot die behoud van die lewe. Die geloof dan is 'n vaste vertroue. Dan begin hy te verduidelik, wat is geloof? Die wonder van geloof. Nou ja, 'n mens kan so maklik verkeerdelik dink, dat dit net die Bybelse mense was, wat in geloof moes lewe of kon lewe, en dat dinge nou so verander het, dat ons nou nie meer so in die geloof of uit die geloof kan lewe nie. En dis 'n baie verkeerde persepsie. Ek wil vir u sê, daar is geen groter avontuur as om uit die geloof te lewe. As om die Here te vertrou vir elke krummeltjie brood wat jy moet eet. En vir alles wat jy nodig het. En vir jou geestelike lewe, en jou geestelike groei, en jou wandel met die Here, en om met ander mense oor die Here te praat, en te getuig. Vir dit alles het ons geloof in die Here nodig. En ja, dit is ook ons, u en ek, in 2025, wat uit die geloof moet lewe. Daar is soveel getuienisse, en ek wens vanmôre, ek kon 'n klompie van die getuienisse met u deel. Kom ek vertel net vir u van een. Die ou groot sendeling van China Inland Mission, Hudson Taylor, was op 'n stadium onderweg na China in 'n seilboot om sy sendingwerk daar te gaan voortsit. En u weet wat is die ding, broer Erich, waar is jy? Van 'n seilskip. As die wind gaan lê. Jy moet eendag vir ons vertel, wat gebeur op die see op 'n seilboot as die wind gaan lê, en jy het nou nie 'n motortjie wat jou kan aandryf nie. Dan staan jy doodstil, of jy word deur een of ander stroom meegesleer, en dit gebeur toe nou met Hudson Taylor en almal op die boot, dat hulle seilbootjie, toe die wind gaan lê, in die rigting van 'n eiland begin dobber, waarop daar kannibale woon. Mens kan jou nie indink hoe jy moet voel. Hulle het geweet van die eiland, hulle het geweet van die kannibale, en nou is hulle op pad daarheen, en hulle is magteloos. Hulle kan absoluut niks doen nie. En die skeepskaptein kom by Hudson Taylor, en hy smeek hom, en hy sê, wil jy nie asseblief tot jou God bid, dat hy vir ons wind sal stuur? Nou lees ek Hudson Taylor antwoord hom, dis reg kaptein, ek sal bid vir wind, maar dan span jy eers die seile. Die kaptein sê, nee, ek gaan nie 'n gek van myself maak, om die seile te span, terwyl daar nie wind is, dan gaan almal vir my lag. En toe sê Hudson Taylor vir hom, wel, in daai geval, dan bid ek nie vir wind nie. Nou ja, die kaptein het so benoud geraak, dat hy toe maar die seile gespan het, en Hudson Taylor het in sy kajuit ingegaan, en ernstig tot die Here geroep, en die volgende oomblik is daar 'n klop aan sy kajuit deur, en die kaptein sê vir hom, meneer Taylor, bid jy nog? En hy antwoord, ja. En die kaptein sê, jy kan maar ophou, ons het meer wind, as wat ons nodig het. Dis so kosbaar. Dit klink nou, ja, miskien is dit toevallig. Ai, konna, daar's geen toeval hierin nie. Die Here het sy gebed geantwoord, as gevolg van die wonderlike wandel
wat Hudson Taylor met die Here gehad het. Nou ek het nou maar 'n ou prentjie gekies van Moses en die volk wat daar by die Rooi See te staan gekom het. Nou in die eerste plek, wat geloof is? En die Hebreërskrywer begin deur vir ons te sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue. En onthou, geloof kry jy uit die woord uit. Dis 'n ander boodskap, hoe die Here geloof in ons werk. Miskien moet ek volgende Sondag daaroor preek. Sal die Here soek hierdie week en vir hom vra. Maar die geloof dan is 'n vaste vertroue. Nou ja, dit beteken to stand under or to support. Geloof is vir die kind van God se lewe wat die fondament vir die huis is. Ons moet ons lewens bou op geloof in die Here. Dis ons fondament. Dis die basis van ons hele geestelike lewe. Hierdie vaste vertroue in die Here. Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En watter dinge hoop ons? En wat beteken hierdie hoop? Hierdie hoop is nie, ek hoop so. Gaan jy eendag hemel toe? Ek hoop so. Sal maar sien. Dis nie die hoop waarvan hier gepraat word nie. Hierdie hoop is, ek het eintlik 'n verwagting. Ek weet, en ek verwag, en ek is opgewonde. So watter dinge hoop ons? Ons hoop nie dinge wat ons self uit die lug uitgryp, en wat ons in ons eie gedagtes versinsels oor het nie. Ons hoop die dinge wat God in sy woord beloof. Dit wat hy in sy woord vir ons laat opteken het as ewige beginsels en ewige beloftes wat vir almal is. Sommige van die beloftes in die woord is spesifieke beloftes gewees vir spesifieke mense en ons moet baie versigtig wees om daardie beloftes sommer net so ligweg op ons van toepassing te maak. Maar ander beloftes in die woord, en daar's duisende van hulle, is vir almal, vir alle tye wat die Here bedoel het. En daaroor sê Paulus vir die Korintiërs dat elke belofte is in Christus Jesus, ja en amen. En daarin het ons 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, die beloftes wat die Here in sy woord vir ons gegee het. Iemand skryf vir my so treffend oor geloof teenoor twyfel. En hy sê, twyfel sien die struikelblokke en die hindernisse. Geloof sien die uitkoms. Twyfel sien die donkerste nag. Geloof sien die dag wat byna gaan breek. Twyfel vrees om 'n stap te neem. Geloof sweef hoog soos 'n arend. Twyfel bevraagteken en vra, wie glo? Geloof antwoord, ek, deur die genade van die Here. Is kosbaar, nee, baie mooi hoe die persoon dit skryf. Ek dink toe nou daaraan hierdie week, ons gebruik soms vir 'n positiewe en 'n negatiewe mens, die beeld van 'n negatiewe mens sê, hierdie glas is half leeg. 'n positiewe mens sê, hy is half vol. En ek dink dit is ook met geloof en twyfel so. Geloof is 'n vaste vertroue. In die tweede plek, dis 'n bewys van die onsienlike. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou ja, daardie woordjie bewys is die 'n vaste oortuiging, die Engelse woord 'n conviction. Nee, ek leef onder 'n vaste oortuiging van die dinge wat ek nie sien nie. God se beloftes weer eens. Daardie innerlike oortuiging in my hart dat God sal doen wat hy beloof het. Ek dink ek het al die getuienis met u gedeel terwille van mense, ekskuus tog, wat dit nie gehoor het nog nie. Jare gelede is ons Oos-London toe en daar was 'n ou klein groepie mense, 16 mense en ons het ons praktiese jaar daar gedoen en aan die einde van die jaar het daai ou 16, daai groepie van 16 dinamies gegroei na 12 toe.
Ek was absoluut, soos die Engelse sê, rock bottom, negatief, moedeloos, al die dinge wat jy kan opnoem van 'n mens wat nie op 'n goeie plek was nie, was ek aan die einde van ons eerste jaar in Oos-London en ek wou weghardloop soos iemand wat handdoek wil ingooi. En ek het die Here gesoek vir 'n paar dae lank. En die Saterdag was dit 'n diploma plegtigheid by die kweekskool en ons vriende wat 'n jaar agter ons was, het daai Saterdag hulle diploma gekry. En ek sit by hulle in die kamer, ons is op pad na die gesel of na die plegtigheid toe, sit ek in die kamer en my Bybel val oop. Nou ja, ek wil nou net hê, jy moet weet, ek is nie 'n ou wat, as ek die Here soek, dan sê ek, wat staan hier? Ek doen dit glad nie. Ek lees net waar ek besig is om te lees, en baie keer dan ervaar 'n mens hoe die Here met jou praat. En ek sit daar op die bed, ons wag nou, Annetjie is besig om ons dogter se hare klaar te maak, en al die dinge. En ek sien my Bybel is oop by 1 Kronieke 28. En ek lees die opskrif, daar staan Dawid se laaste bevele aan Salomo omtrent die bou van die tempel. En ek sê vir myself, dis 'n wonderlike gedeelte, ek hou verskriklik van die gedeelte. Ek wil tog weer eendag die gedeelte 'n bietjie lees, en ek vat hierdie lint en ek haal hom uit en ek sit hom daarin en ek maak my Bybel toe. En ons gaan na die diploma plegtigheid en ons kom daar aan, en die prediker wat die aand preek, kom in die kansel en hy sê, ons skriflesing vanaand is 1 Kronieke 28, maar ek skrik. En oombliklik weet ek, die Here gaan nou met my praat. Want hoe gebeur so iets? Kan daar toeval in wees? Ek stamp aan Annetjie, sy is my getuie. Ek sê, spits jou ore, die Here gaan nou praat. Sy kyk my so aan, waarvan praat jy nou? Het jy nou profetiese insigte, of wat gaan nou hier aan? Maak dit net hierdie sekerheid in my hart, en ons maak ons Bybels oop en ons begin lees. En ons kom daar in vers 9, en daar staan hierdie woorde, en jy my seun Salomo, ken die God van jou vader, en dien hom met 'n volkome hart, en 'n gewillige siel. Onthou, ek wil weghardloop. So, dien hom met 'n volkome hart, en 'n gewillige siel. Want die Here deursoek al die harte, en hy verstaan elke versinsel van julle gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. Ek het ijskoud geword toe die dominee die vers lees. En ek dacht by myself, ek wil dan nou nie die res van my bediening in die woestyn deurbring nie. En ver van die Here af. So ek moet maar my ore spits. Weet jy wat sê die volgende vers? Onthou nou, ek kom nou van 'n gemeente met 12 lidmate. Ek het op daai stadium 2 beroepe, terug soontoe en Centurion toe. Wat 'n wonderlike versoeking. Groot gemeente, baie lidmate, pastorie, kerk, alles wat jou hart begeer. Daar staan in vers 10, kyk nou, die Here het jou verkies om 'n huis vir sy heiligdom te bou, wees sterk en voer dit uit. In daardie oomblik gebeur daar 'n wonderwerk in my hart. Ek ervaar hoe God geloof in my hart werk en 'n opgewondenheid om terug te gaan. En ek sal ander dag vir u vertel hoe die Here ons lot binne 'n week so verander het. En die gemeente begin groei het. En wonderwerk op wonderwerk gebeur het. Die regverdige sal uit die geloof lewe. En dis 'n bewys van die onsienlike. Wat ek gesien het, is 'n baie groot probleem. 12 lidmate, bitter moeilik. Wat God gesien het, is iets heeltemal anders. En hoe wonderlik dat die Here 'n mens uit die woord van God uit ontmoet. Verder lewer geloof getuienis van God. Daar staan in vers 2, want daardeur, deur die geloof,
het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Die Here getuig in jou hart. Die Here spreek tot jou hart. En dis omdat hy tot jou hart spreek, omdat hy tot jou hart getuig, dat hy deur sy gees geloof in jou kan werk. En ek het hoeveel kere in my lewe beleef en ervaar, as jy op daardie plekkie kom waar jy die Here nodig het, en uit die woord uitkom praat die Here met jou, en hy werk daardie geloof, dan kom daai verandering wat ek nou net met u gedeel het. Hierdie gedagte aangaande geloof is baie, baie belangrik, en ons sien dit dikwels in die 11de hoofstuk van Hebreërs. Kyk net weer wat staan daar, nou is ek terug by 1 Kronieke, ek moet nou Hebreërs toe gaan, anders gaan ek verkeerde goed lees. Net so oomblikkie. Hebreërs 11, kyk wat sê die tweede vers, daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Kyk wat sê vers 4, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring. Vers 5, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Vers 39, nou ek kan baie verse lees, maar ek wil nou net hierdie. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Ons kom later by daardie gedeelte. In hoofstuk 12, wanneer ons by hoofstuk 12 kom, dan ontmoet ons die wolk van getuies. Almal wat ons vooruit gegaan het, en wat reeds by die Here in die hemel is, en wat vir ons wag. En ek wonder, hoe is dit daai kant? Die verwagting in hulle harte, dat ons by hulle moet aansluit, dat ons deel van die kring moet word, en dat ons nie die prys moet mis hierdie kant nie, die ewigheid moet mis nie. So, en hoe wonderlik, dis juis wanneer God tot ons harte spreek deur sy woord, dat hy daardie geloof in ons harte laat ontstaan en laat groei, en dit word 'n vasheid in ons lewe. Oswald Sanders het geskryf, faith enables the believing soul to treat the future as present and the invisible as seen. Pragtig. Dit bring ons by ons tweede gedagte, die noodsaaklikheid van geloof. Hoe noodsaaklik is geloof vir ons lewens? In die Bybel is daar talle voorbeelde. Vers 39 sê, alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters vir ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Almal wat in die Bybel geloof ontvang het ons gesien, dit was noodsaaklik, dat hulle geloof moes hê vir 'n bepaalde situasie, 'n bepaalde omstandigheid. En so is geloof vir u en vir my noodsaaklik, my broers en susters. Sê gou vir my, wie moet gered word? Almal. Is daar enige iemand wat sê, ek hoef nie gered te word nie? Almal moet gered word. So as dit hierdie geloof is, dan is geloof noodsaaklik. Absoluut noodsaaklik. Daar's 'n pragtige Engelse liedjie wat sê, prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Dis die waarheid. Dis noodsaaklik. Ons kan nie sonder geloof nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat na God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Vir ons vandag, wil ek amper sê, daar in vers 3, hierdie geloof, verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Weet jy waar kom die evolusieteorie vandaan? Uit 'n hart wat vol ongeloof in God was. 'n Hart wat nie in God geglo het nie. Charles Darwin. En op sy sterfbed was hy spyt. Het hy sy spyt uitgespreek dat hy die mensdom so mislei het. Dis gedokumenteer. Dis in bronne wat jy kan gaan lees. En spyt is 'n goeie ding, né? Maar dit kom altyd te laat. Want vandag is die evolusieteorie met ons. Deur geloof glo ons in die almag van God.
Deur geloof glo ons dat hy die skepper is van die hemel en die aarde. En ek moet net sê, dis vir my baie makliker om te glo dat God my skepper is, as dat 'n aap my pa was, vir my oupa. Dis vir my baie makliker om dit te glo. Ek is jammer, ek wil niemand se tone trap en niemand te nakom en niemand kwaad maak of ongelukkig maak nie, maar dis nou maar net hoe dit is. Vir my om te glo my grootoupa was 'n aap, maar om te glo dat God my skepper is vir my baie maklik om dit te glo. Want hy's almagtig, hy kan doen wat hy wil. Ek wil vir amper vir u sê, om geloof in Genesis 1 vers 27 te hê, is onversoenbaar met menslike waardigheid. En wat bedoel ek daarmee? Die waarheid is, as jy die gedagte losmaak dat die mens na die beeld van God geskape is, dan bly daar van menslike waardigheid niks oor nie. Dan is ons vergevorderde ape. Maar as jy glo dat jy na God se beeld geskep is, dan weet jy, daar's iets baie besonders. En dis nie ek wat so besonders is nie, dis die skepingswerk van God wat so besonders is. Vandag is daar soveel mense wat aktief probeer om God uit hulle lewens uit te weer. Sjoe, hoeveel verloor jy as jy dit doen? Jy verloor alles. Jy gaan die ewige lewe verloor as jy God uit jou lewe wil uitwerk. Mense wil vrygemaak word van God. Ek dink aan Psalm 2. Hulle wil die bande stukkend druk. Daarom al die ongeloofsuitsprake van mense om ons. Sonder geloof word God mishaag. Gee die helikopter my kans om gou 'n slukkie te vat. Vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Wat beteken dit om God te behaag? Om hom tevrede te stel. Om sy mooi so te hoor. Mishaag beteken dit wat jy doen staan hom nie aan nie, dit werk 'n weersin in hom. En wat is die verskriklikheid van ongeloof? Dat 'n mens eintlik God 'n leenaar maak deur ongeloof. Dis wat dit so verskriklik maak. Wanneer jy nie glo nie, dan sê jy God lieg. Hy praat nie die waarheid nie. Dit wat hy oor homself laat opteken het in die woord is nie die waarheid nie. Geloof plaas God in die posisie waar hy hoort. Die waarmaker van sy woord. Die een wat doen wat hy sê. Die een wat elke belofte wat hy maak nakom. Ons moet net versigtig wees hoe ons beloftes op onsself van toepassing maak. Daar's 'n ou met die naam van C.H. Mackintosh en hy het gesê, faith glorifies God exceedingly because it proves that we have more confidence in his eyesight than in our own. Kan u dink, as die volk daar voor die Rooi See beland het, hier staan hulle, wat is voor hulle? Die Rooi See, 'n klomp water. En die Here sê vir Moses, Moses, steek jou staf uit na daai water toe, en ek sal die see kloof, dat julle droogvoets kan deurgaan. Dis nie 'n mite nie, dis die waarheid. Dit het gebeur. As ou Moses nou daar gestaan het en gesê het, Here, ek weet daarom nie hoor. Ek het in my hele lewe nog nooit 'n see sien oopkloof nie. So ek weet nou nie so mooi of ek nou my staf moet uitsteek nie. Weet jy hoe gaan hierdie ouens vir my lag? As die see nie gaan kloof nie. Nee, Moses het 'n vaste vertroue dat God se woord die waarheid is. Moses, vir hom is dit wat die Here vir hom gesê het, 'n bewys van dit wat hy nog nie sien nie. Die toesee wat gaan oopgaan.
Dit lewer vir hom getuienis in sy hart. God het met my gepraat. Hy sal hierdie see oopkloof. Hy hoor die woord van die Here. Hy steek sy staf uit na die see toe. En die water verdwyn na weerskante toe. En die volk trek droogvoets deur. Ek sou sê, daai oomblik moes die einde van alle ongeloof in Israel gewees het. Dit is so hartseer dat dit nie was nie, dat die mens so maklik vergeet. Die mens so maklik jou oog van die Here afhaal. Mag die Here vanmôre ons harte kom vul met die wonder van geloof. Mag die Here in ons lewens 'n opgewondenheid kom werk vir hom, vir sy beloftes, vir wat hy in staat is om te doen. En mag hierdie groep mense, die gemeente van Pretoria Oos, al ons besoekers vanmôre ingesluit, die genade van God ontvang, om vir alles wat ons nodig het, en vir alles in ons lewens, uit die geloof te leef. En dit begin in jou lewe, op daardie plek waar jy op jou knieë gaan, en as 'n verlore sondaar, vir die eerste keer jou geloof in Jesus Christus stel, om jou siel uit genade te red. Jy dit nog nie gedoen het nie? Laat vandag die dag wees. Laat vandag die groot oomblik in jou lewe wees. Gaan op jou knieë. Gaan sê vir die Here, ek is 'n sondaar, ek is verlore. U woord sê Jesus het vir my gesterf. U woord sê Jesus wil my red. Hier is ek, Here. Ek bely my sondes voor U en ek vra U, red my uit genade. Dan begin jou lewe van geloof. Dan kan jy jou geloof in alles stel wat jy die Here voor nodig het. Mag die Here ons daarvoor groot genade gee. Amen. Baie dankie Here Jesus vir U groote wonderlike liefde. Dankie vir die gawe van geloof. Dankie dat ons uit die geloof kan lewe en dat U ons daartoe in staat stel. Ja Here, ons het vanmôre ook geleer dat selfs geloof kom nie uit onsself nie. Ons kan nie daar op 'n hoop gaan sit en net begin soos die Engelse sê, mind over matter, en sê ek glo, en dan op 'n kol, dan het ek nou 'n baie sterk geloof nie. Nee, dis wanneer U met my praat, uit U woord uit. Dis wanneer U woord vir my lewend word in my hart. En ek tot daardie innerlike besef kom, dis God wat hier praat. En wat hy hier sê, is die absolute waarheid. Ook die waarheid vir my lewe. Wat die Heilige Gees die wonderlike werk van geloofsvestiging en geloofsgroei in my hart kom doen. En hoe het ek in my lewe beleef en ervaar, Here, dat dit dan is, wanneer ek soos Moses, terwyl ek nog nie sien nie, terwyl die omstandighede nog nie verander het nie, terwyl ek nog nie die belofte ontvang het nie, in geloof kan optree, die geloofstap kan neem, die geloofsdaad kan doen, in geloofsgehoorsaamheid kan optree. Kom vanmôre, o Heilige Gees, en kom werk U geloof in elke hart wat U nodig het, waarvoor ook al. Kom plant in ons harte 'n soeke na U, nie 'n soeke na dinge nie, nie 'n soeke na gebeurtenisse nie, maar na U, die lewende Here. En wanneer ons met U wandel, en ons kom naby U soos Henog met U gewandel het, dan gebeur hierdie skepping en werking van geloof in my hart op 'n baie spontane en 'n baie wonderlike manier. Ons eer U daarvoor, Here. Ons aanbid U vir U self en vir wat U vir ons is en beteken. In die kosbare en wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.